Amen. Ja. Welkom in die huis van die Here vanoggend. Ons is hier vanoggend om te vier die geboorte van Jesus. Want hy is vir ons gegee as 'n kind en hy het opgegroei as 'n mens en hy het gesterf as 'n oorwinnaar. En ons is vanoggend dankbaar om hier te wees. En elkeen van u is hartlik welkom. Dan vra dat ons sal staan. En ek wil hoor dat jy sal met ons gebed. Voordat ons begin sing, ons gaan 'n bietjie Kersfeesliedjies sing. Dis die een tyd van die jaar wat ons lekker Kersfeesliedjies kan sing, soos waarmee ons groot geword het. Maar ek wil eers vir ons geskryf lees, dat ons hartlik besef, dat Jesus se tyd het hier begin, toe hy gebore is. Ek gaan vir ons lees Johannes 1. Hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was die lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis en het dit nie oorweldig nie. En dan wil ek vir ons vers 14 sê, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos van die eniggebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarde. Amen. Al was ek nie daar. Thank you.
Oh
haar boodskap. Kom elke keer. Ons sal ons 'n liedjie kan saam sing. Ons het hom nie geoefen nie. So ons gaan hom ween volg. Maar as jy sê jy sê dat sy nie ook as hy kan sien. Ons saam sing. Kom nou juffrou Lulu. Ek dink ek wil graag vir iemand 'n liedjie sing. Ons het warm een keer weer geoefen, maar ek dink hierdie is nou die groep liedjie sing baie beter as ek vandag. Kom ons gee hulle nog 'n hande klap. En sy stem is op die kopie van 'n kouer. Dis
en is nog nie reg daai feeslike woorde wat hy het. As ek hom ons gesing het, dan sou jy baie impressed gewees het. Amen. My vrou kom so met daai, ek wil ons ooit aansit met die reën saam, maak dit lekker te donker hier binne in die kerk. Ek wil vir elkeen nou baie dankie sê vanoggend hier is. Ek het 'n woord by die Here gekry en gisteroggend stuur ek Mariette 'n boodskap. Ek sê vir haar, "Kan jy my nog 'n advertensie maak? Ons het by die Kers 'n advertensie gedoen en maak my nog 'n advertensie en ek gee haar tema. Gisteraand stuur ek vir haar, "Moenie bekommerd wees nie. Gelukkig het sy dit nog nie gedoen nie." Want toe die Here al die goed verander en alles is anders en werk anders uit en sy sê, "Ekskuus, sy het vergeet," en ek sê, "Nee, dis eintlik die Here gewees wat gemaak het en daarby uitgekom. My tema wat ek gehad het was die wyse manne en die herders. Dis nie 'n slegte tema nie, maar my tema wat ek met julle vandag gaan deel is die 3 konings en 'n baba. Het jy al daai fliek gekyk, 3 men en 'n baby? Ja, gehoor van dit. As jy nog nie gehoor het nie, gaan kyk op die internet. Daar bestaan regtig so 'n fliek, 3 men en 'n baby. Maar ek gaan vandag vir julle bedien oor 3 konings en 'n baba. As jy woord het, kan jy oopmaak in een van die baie bekendste gedeeltes in hierdie tyd, Lukas hoofstuk 2, as jy daar lees van vers 1 tot by vers 20. Ek wil my vrou gevra om te lees, maar sy sê haar stem is nog op die koffie so. Ek sal dit vir julle lees. Ek is nie 'n groot leser nie, ek maak foute as ek lees, maar hierdie is so mooi gedeelte, dit sal altyd mooi bly, stem jy saam? Lukas hoofstuk 2, van vers 1 tot en by vers 20, en ons gaan ook lees uit Matteus 2 uit, maar ons nou daar kom. Lukas hoofstuk 2 sê, en in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus, dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind, toe daar 'n sekere man gouverneur was van Sirië. En almal het gegaan en om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook gegaan van Galilea uit die stad Nasaret na Judea, na die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word. Omdat hy die huis en geslag van Dawid was. Net iets interessantheid, Maria was ook in dieselfde bloedlyn uit gewees. Om hom te laat inskrywe saam met Maria die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar en sy het die eerstgebore seun gebaar en toegedraai in doeke en hom in 'n krib neergelê omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was. En daar was herders in dieselfde landstreek wat op die oop veld gebly het en die nag vir hulle skape wag gehou het. En meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle. En die heerlikheid van die Here het hulle rondom hulle geskyn en 'n groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir julle volk sal wees en dit vir julle wêreld sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle 'n teken, julle sal die kindjie vind wat in doeke toegedraai is, wat in 'n krib lê, en skielik was daar saam met die engel 'n menigte van hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde en die mense welbehaag. Toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie dinge sien wat gebeur het, want die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het hulle gehaas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle dit gesien het hulle oral die woord bekend gemaak wat hulle van die kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het was verwonderd oor wat die herders aan hulle vertel het. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar in haar hart en het oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Ek gaan vir julle ook Matteus hoofstuk 2 lees, net 3 verse, vers 16, 17 en 18 wat sê, toe Herodes sien dat die wyse manne, dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur in Bethlehem en al die omstreke daar van al die seentjies van
2 jaar maar onder laat ombring ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het. Toe is vervul wat deur Jeremia die profeet gespreek is toe hy gesê het, 'n stem is in Rama gehoor, rouklaag en geween en groot kerm, Rachel bewaar haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle nie meer is nie, tot sover in die woord van die Here. Nou hierdie gedeeltes wat ek vir julle gelees het vandag, word daar van 3 konings gepraat en van 'n baba. Dit is baie toevallig, nie toevallig nie, is baie oplettend, is die regte woord, dat hierdie gedeelte wat ons gelees het in Lukas nie begin met once upon a time, of met in a galaxy far, far away. Begin nie met daai woorde nie. Dit begin in vers 1 met, en in daardie dae daar bevel uitgegaan van 'n sekere keiser Augustus. Jy sien, hierdie is nie 'n sprokiesverhaal nie. Hierdie is nie 'n storie wat iemand opgemaak het en gesê het, kom ons sit hierdie so aan mekaar en gee 'n goeie gevoel vir die mense wat Christen is nie. Hierdie is die waarheid. Hierdie is die verhaal of die opskrywing van die geboorte van ons redder. Hy wat vir ons gebore is om al ons sonde weg te neem. Hy wat vir ons gebore is sodat ons kan weet wat liefde is. Hy wat vir ons gebore is sodat ek en u nie daardeur moet gaan waardeur hy gegaan het nie. Hierdie is nie 'n sprokie nie, is nie 'n fairy tale soos mense Engels sal sê nie. Hierdie is die waarheid. As mens na kyk wat gebeur in vers 1 en 2, dan kan mens in buiteboeke van die Bybel, nie die Bybel self nie, in ander opgeskrewe gedeeltes gaan uitvind waaromtrent in die tyd het hierdie gebeur. Amper tot op die maan. En die Romeine het baie goed boek gehou van alles wat gebeur het. En ek wil nie lank hou nie, maar ons gaan wegspring met die eerste koning. Keiser Augustus, waarvan gepraat word in vers 1 en 2. Vers 1 en 2 gaan eintlik oor hierdie koning. Hy was die tweede belangrikste keiser van die Romeine gewees, naas Julius Caesar. Hy was ook die klein neefie gewees van Julius Caesar, en toe Julius Caesar doodgemaak word, vermoor word, en hy val daar neer, en daar word sy last will testament gelees. Dit kom van daai tyd af. Toe staan daar, hierdie sekere persoon moet nou keiser word. Sy naam was nie Augustus gewees nie, sy naam was eintlik Octavian gewees, maar die Romeinse ryk het besluit, hy gaan keiser Augustus wees. Of eintlik keiser August. Dis waar Augustus vandaan kom. Dit beteken verhewe, opperste, majesteit, en die Jode het hierdie keiser Augustus gehaat, juist vir hierdie naam. Want volgens hulle is daar net een wat verhewe is, net een wat die opperste is, net een wat die majesteit is. Dis hy wat eintlik daar in die stal gebore was. En keiser Augustus gaan, en hy wil sy oom wat hom die keiser gemaak het verhewe, en hom 'n god maak, en hy bou vir hom 'n tempel, en terwyl hy besig is om vir Julius Caesar 'n tempel te bou, besluit hy, weet julle, nou gaan ek 'n sensus opname maak, want die geld het bietjie min geraak. Hy het gesê, ek gaan almal na hulle geboortedorp toe stuur, dat almal opgeskrywe kan word, want indien nou iemand nie opdaag nie, gaan daar iemand wat langs hulle gebly het verklik, en dan gaan ons weet van die persoon, sodat die regte fondse ingesamel kan word. En mense het al vir my gesê, ek praat te veel oor die geskiedenis, maar hierdie is die geskiedenis wat ek oor wil praat, die geskiedenis van die Here. Eerder as ek iets wat my tyd uitsluit. Want ons moet weet wat gebeur. Nou keiser Augustus gaan, en hy sê, laat almal na hulle geboortedorp toe gaan, en dan gaan ons hulle almal opskryf. Dan kan hulle lekker belasting betaal. En dit was nie gewoonte gewees, dat 'n vrou saam met haar man hoef te gegaan het nie. Net Josef alleen kon gegaan het, na Bethlehem toe. Want hy was in die stad van Dawid uit gewees. Hy was in daai bloedlyn uit gewees. Dis nie nodig gewees vir Maria om saam te gaan nie, maar daar's 2 redes hoekom hy haar saamgevat het. Daar's 2 redes hoekom Josef besluit het, hy gaan nie Maria los by die huis nie, hy gaan haar saam met hom vat.
Een was 'n kognitiewe besluit, 'n besluit wat hy in sy gedagtes gedoen het, en die ander een was nie. So nou dat ek kom. Hy besluit, hy vat haar saam met ons lees in hierdie gedeelte, tussen vers 1 en vers 7, dat het haar tyd was, dat die babatjie wat binne haar was, gebore moes word, en hy wil seker gemaak het, hy's by. Want toe die engel van die Here by hom kom en sê, moenie vrees nie, sy is nie deur 'n ander man nie, dis die Here wat haar swanger gemaak het hy basies 'n belofte gemaak om te sê, ek sal haar en die babatjie beskerm en alles. En hy neem 'n besluit en hy sê, hy gaan haar saamvat. En die tweede besluit wat hy gemaak het, onwetend, wat saam inpas by die besluit van keiser Augustus om 'n sensusopname te maak, kan jy gaan lees in Mika 5 vers 1. Wat sê, daar gaan in 'n sekere stad, in 'n sekere dorp, gaan die Messias gebore word. En onwetend vat hy haar saam, onwetend, wat eintlik die beraadslag van die koning van alle tye was om te sê, hy moet daar gebore word, vat hy haar saam. En die eerste koning doen 'n dekree of doen 'n bevel en sê, almal moet opgetel word, opgeskryf word, maar eintlik volg aan die raadsplanne van ons almagtige koning, wat sê in daai dorp moet die Messias gebore word. So die eerste koning neem 'n besluit volgens homself, maar is eintlik 'n besluit volgens die Here. En hy laat die sensusopname doen, en die babatjie word gebore. Hulle sê, hierdie is Jesus. Hulle lê hom neer in 'n krib. En Jesus' geboorte was eintlik nederig, maar ook vernederend geweest. Kan jy dink, die koning van alle tye word nie in 'n paleis gebore nie. Hy word nie by 'n hospitaal gebore nie. Daar is nie vrouens saam met Josef nie, dis hy en Maria alleen. In 'n stal saam met diere. Vuil, dalk het hy voor die tyd 'n bietjie skoon gemaak. Die koning van alle tye word gebore. En sy eerste plek waar hy lê, is in 'n krib waar diere kos eet. En daar is 'n ander gedeelte wat daarby saamgaan, wat eintlik sy voorspelling van sy dood aan die kruis eendag vir ons gaan gee, maar ons sal nou daarby kom. Jy sien, maar saam met hierdie nederigheid en vernedering, het dit reg deur Jesus se lewe geloop. Nooit het hy sy eie huis gehad en gesê, hierdie is my huis, hierdie is my bed nie. Van sy geboorte tot sy dood, moes Jesus op ander mense so goed geslaap het. Hy het in 'n skei op 'n kussing aan die slaap geraak. Hy sê self op 'n stadium, die seun van die mens het nie 'n kussing om sy kop op neer te sit nie. Reg deur die woord. Ja, is Jesus nederig, maar reg deur die woord is dit eintlik vernederend vir die koning van alle tye wat op 'n klip moet slaap. Gaan bietjie uit vandag, as jy by die huis is, gaan soek vir jou lekker klip, vat jy middag slaapie daar. As die son skyn, gaan hy pak, en jy gaan 'n warm klip hê. As dit reën, gaan dit nat en koud wees. Dink dis wat ons Here moes gegaan het. Dis die eerste koning, onwetend, doen hy iets, sodat vervul kan word dit wat die Here vir ons op plek het. Die tweede koning het ons van gelees in Matteus hoofstuk 2. 'n koning wat deur mense aangestel is weer eens. 'n koning wat wyse manne ontvang by sy huis, omdat daar's nie 3 wyse manne gewees nie hoor. Daar kon of 2 gewees het, of daar kon 7 gewees het, of daar kon 30 gewees het. Daar was 3 geskenke, daarom sê ons 3 wyse manne. Daar was 'n paar gewees, ons weet nie hoeveel. Maar die wyse manne daag by sy huis op en sê vir hom, sien jy daai ster? Dit sê daar's 'n nuwe koning. En om beskaaf te wees, sê Herodes, ag as jy hom kry, kom sê vir my, ek kan hom hulde gaan bewys. Het jy al gewonder hoe die wyse manne geweet is die koning wat op pad is? Het jy al gewonder hoe die wyse manne geweet is die koning van die konings wat op pad is? Op 'n stadium sal ek met julle deel, gaan ondersoek bietjie
hoe hierdie wyse manne geweer is die koning van die Jode wat gebore moes word. As jy het regtig nie kry nie, vra my, maar gaan nie in hierdie week vir jy sê, jy moet eers regtig gaan soek. Maar die wyse manne gaan, en hulle kom by Maria, en Josef, en Jesus, en hulle gee hom geskenke, en so dat vervul sou word, nog 2 profeseë wat in die Ou Testament uitgegaan het, een in Jeremia, en dan nie, en ek het nie na die skrif verwys en ek kan dit vir jy soek daar met notas as dit nodig is, maar as nie nodig nie, so dat dit ook vervul kon word, kom die Here by hulle en sê, moenie teruggaan na Herodes nie. Hy gaan Jesus wil doodmaak, hulle gaan met 'n ompad huis toe, en toe Herodes sien dat hulle hom verkil het en weggegaan het, besluit hy newe. Dan in Hosea 11 vers 1. Newe. Die maklikste manier is om te gaan en al die seentjies 2 jaar en jonger dood te maak. Sodat vervul sou word wat in Jeremia staan. Jeremia 31 vers 15 as ek reg onthou. Jy sien, die tweede koning doen ook wat hy dink die beste vir hom is. Doen die wreedste, een van die wreedste goed wat ons in die Bybel van lees. Die ander wat baie naby aan hierdie is toe al die seentjies gevat het en in die Nil gegooi het. Dan vir jouself maar die lyne wat ooreenstem. En hy gaan maak eintlik mense van sy eie nasie dood. Josef en Maria vlug na Egipte toe, sodat vervul sou word wat die Here gesê het, en ek roep my seun uit Egipte. Die derde koning lees ons nie pertinent of direk van nie, maar die derde koning is die koning van alle tye. Die derde koning is God die Vader wat sit op sy troon in die hemel, wat die besluit geneem het saam met Jesus, dat hy aarde toe sou kom, en hy sien die vernedering, en hy sien die nederigheid, en hy besef, dit kan nie net dit wees nie. Daar moet bietjie goeie nuus wat wees. Daar moet bietjie blydskap ook wees, mens. Daar moet bietjie opgewondenheid ook wees. En niemand anders moet ook weet, was hy al in die veld in die maand gewees. Ek praat nie van in die bosveld nie. In die bosveld is daar allerlei goeders wat geleide word. Ek praat van in 'n veld. 'n Oop, kaal plek. Het jy al gehoor hoe stil is dit? Gaan 3 die oggend uit die huis uit, selfs hier in die dorp of in die stad waar jy bly. Gaan uit en gaan staan stil. En verbeel jouself al die voertuie wat jy hoor, al die generators as die krag af, so ook al daai is weg. So stil was dit gewees. Want daar was op die heuwels, rondom Bethlehem, die mense wat die minste aansien gehad het. Die mense wat volgens die ander die minste waarde gehad het. Mense wat in tydelike huisies bly, want hulle moet gaan waar die skape is. Mense wat beurte gemaak het om deur die aand seker te maak, daar kom nie 'n roofdier nie. Mense wat in die aand wakker gebly om seker te maak, daar kom nie 'n rower en steel een van hulle of van die ander of van die mense in die dorp se skape nie. Was nie 'n partytjie waar die vuur hoog gebrand het en 'n hart gelag het nie. Maar seker van hulle wat geslaap het. En dalk 1 of 2 wat doodstil gesit het. Gaan kyk na die skape. En ewe skielik, toe's daar ewe skielik toe's daar omstraling van die heerlikheid van die Here by hulle. Ewe skielik toe staan daar hierdie wese en hy sê die woorde wat elke engel omtrent in die Bybel moet sê vir die mense. Moenie bang wees nie. Hoekom? Hoekom moet jy nie bang wees nie? Want daar is niks wat so bang is, soos 'n mens met foute en probleme, wat nie by die Here is nie, en ewe skielik in die teenwoordigheid van die Here kom. Ewe skielik in die teenwoordigheid van iets kom, wat die heerlikheid en die lig
straal soos niks op aarde nie. Helderder as die son. En hulle voel die teenwoordigheid, en hulle wat geslaap het, slaap nou nie meer nie, hoor, hulle is nou wakker. Want die Here van alle tye is hier by hulle. Sy engele is gestuur om 'n goeie boodskap te bring. Moenie bevrees wees nie, ek bring vir julle goeie nuus. Hy waaroor daar geprofeteer is, hy waarvan daar vertel is, wat gaan kom om julle te red, hy's hier. Hy wat gaan kom om die sondes van die wêreld op hom te vat, hy's hier. Hy het gekom in hierdie aand, daar in Bethlehem, daar in 'n stal en 'n krippie, lê die koning. En die gewoonte was gewees in die Bybelse tyd, wanneer daar 'n seun gebore word, kom die hele stad of soveel as moontlik mense bymekaar en hulle sing lofliedere, want daar is 'n seun gebore. Maar in 'n stal, in 'n krippie, word daar 'n seun gebore. En niemand sing nie, maar as jy plek in 'n herberg. En niemand vier dit nie. Want hulle is vreemdes in 'n vreemde dorp. Maar saam met hierdie engel wat die blye boodskap bring, ewe skielik, is die hemelse leerskare daar. En hulle sing lofliedere tot eer en verheerliking van God. Hulle sê eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde en die mense 'n welbehaag. Die eerste keer wat hierdie lied gesing word, die eerste keer wat hierdie woorde geuiter word, want Jesus is nou gebore. En toe die engele weg is, toe haas die wagters hulle om te gaan kyk wat hulle moet sien. Toe hardloop hulle, toe kan die skapies van daar rondwandel. Toe kan daar maar 'n leeu kom om een te vang, of 'n beer, of 'n dief kan kom om te steel. Dit het nie saak gemaak nie, want die koning van die konings is gebore. Hulle moes gegaan het om te sien dat hierdie Jesus is daar. Ons hardloop so agter ons beskerming, ons eie goeders, maar die koning van die koning het belangriker wees. En hulle hardloop, en hulle kom by die stal, en Maria is daar, en Josef is daar, maar as amper asof hulle die pad uitstoot, want hulle wil die koning sien. Ja, Maria en Josef was belangrik geweest. Maar die belangrikste lê daar in die eetbak. Die belangrikste is toegedraai in doeke. Toe hulle het sien, toe kan hulle nie stil bly. Tannie Ronel, toe hardloop hulle uit. En dan staan in die woord, elke persoon wat hulle teëgekom het hulle gesê, het julle gehoor, het julle gesien, hulle hardloop af, en hulle skik jullie, hulle sê, kom jullie, het jy gesien, en hulle hardloop, en hulle gaan nie na toe, hulle sê, het jy gesien, en hulle hardloop, wat hulle moet vertel. Want die waarheid het gekom. Jy sien, ons kan nie meer nie, ons mag nie meer net stil Christene wees nie. As kies nou as jy vir jouself jarelang gesê, ek is 'n stil en nederige mens soos Mariet, ek kan nie baie praat nie. Hierdie was mense wat niks was nie. Hier is mense wat eintlik verstoot is deur die samelewing, maar toe hulle die waarheid sien, toe mag hulle nie meer stil bly nie, toe kan hulle nie meer stil bly nie, hulle het vir almal dit vertel. Want jy sien, daar is iets wat hulle gesien het, wat ons mis. Daar is iets waarop afgekom het, en iets besef het, en ons lees dit jaar vir jaar, en keer vir keer, maar ons lees dit mis, ons sien dit nie eens raak nie. Iets wat toe hulle dit sien, besef hulle, hierdie is die een wat kom, wat vir ons gaan doodgemaak word. So het nou gelees. Kom ek lees dit vir u. So vers as ek dink, vers 7. En sy het haar eerstgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke.
Ons dink is hierdie doeke wat die babatjies het, 20 cm by 20 cm, wit doek, draai die babatjie toe, nee, broer, suster. Hierdie was dieselfde doeke, wat hierdie wagters gevat het, hierdie skaapoppassers gevat het, en die lammetjies toegemaak het van die jaar oud, wat hulle gevat het om geoffer te word vir die sonde. Toe hulle die doeke sien, te onthou hulle waar staan, hy gaan ons sondes op hom neem. Gaan lees Jesaja 53. Hulle het besef, hulle het in hulle gedagtes opgekom en gesê, hier is een wat vir my dit gaan doen, hier is een wat my sonde gaan vat, hier is een wat vir my gaan sterf, want hy sonder sonde, hy sonder vlek, hy sonder gebrek. Toe hulle die doeke sien, toe kan hulle nie meer stil bly nie, toe spring hulle op en hardloop uit, en hulle gaan vertel dit vir elke ou Selien wat hulle teekom. Ja, daar was tye wat ons moet stil bly. Is so. Maar weet jy wat? Ek kan nie net meer hoorders wees nie. Ek kan nie net hier sit, week na week in die kerk, en die waarheid hoor, en dit oordink, en by onsself in ons huisie sit, en dis dat waar het bly nie. Het u in ontmoeting met die koning van konings al gekom? Het hy al by sy voete neergeval en besef, dit is hy gaan my sonde wegneem, en hy het. En as hy by dit uitgekom het, en hy het besef, en hy het die sonde gevat, maar dan ek nie meer 'n keuse nie, ons mag nie stil bly nie. Ek sê nie, gaan werk toe, en forceer dit in iemand se keel af, dat hulle jou HR toe sleep en jou afbank nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar ons kan nie net meer sê, ek dra Christus saam met my, en die wêreld rondom my moet Christus sien. Weet jy, dan sou die herders wat genoem word, nooit genoem gewees het nie. As hulle die engelskare gehoor het, en gehardloop het, en Jesus gesien het, en glorie teruggestap het, na die weiveld toe, dan sou niemand ooit gehoor het wat hulle gesien het. Iemand sou nie kon neergeskryf het die, wat sê nie, toe hulle het gesien het hulle oral die woord bekend gemaak, en van die kindjie wat hulle vertel is, en almal wat het verhoor het, was verwonderd gewees nie. Niemand sou verwonderd gewees het nie, want niemand sou geweet het nie. So ek en u het 'n opdrag. Ek en u moet vertel dat Jesus lewe. Vertel dat hy werklik gekom het. Vertel dat hy die waarheid is en die enigste een is. Vertel dat hy aan die kruis gesterf het. Vertel dat hy opgestaan het. Vertel dat hy gaan terugkom, want hy kom. Mag die Here die woord aan elkeen van u seën.